openingslied, waarna ons dan ons openingslied dan ook vanavond sal saam. Kom ons sing een ander skootjie met mekaar saam en dan gaan ons openingslied laat sing. Kom ons sing daai koortjie eers hier vir ons. I see
Geliefdes van die Here Jesus Christus, broers en susters, kom ons word dan vanaand voor die aangesig van die Here stil en dan vra ons vir Ouder Hendriks om dan vir ons vanaand ook hierdie eredienste kom open met die woord van gebed. Kom ons word stil en dan vir ons ook om God se woord te gee. En ons bid. Kom ons bid. Vader, Here, is inderdaad ons staat maak. Here, wanneer ons dit vanavond besef dan, wil ons van net by U wil afskyn en by niemand anders nie. Ons eer die Here dat U vir ons soveel genade skenk dat ons in die huis van die Here kan wees. Nou Here, waar soveel ander rondskarrel en rondhardloop, Here, om alles op mekaar te kry as gevolg van waters wat skade veroorsaak het. Ons kan bid, Here Jesus, dat U ook aan elkeen van hulle naamskap bid. Here, dat U sal voorsien waar die nood is. Here, dat U uitkoms sal gee, want het lyk op dat die uitkoms hier gaan wees. So kan bid dat hulle ons vanavond, Here, wat op die boord gaan sit, dat U ons gedagtes op die hemelbaan sal leg. Ja, Here, dat U sal spreek en ons sal luister, want U die Gees in die gemeente in U sien. So bid, Here, dat U met ons sal lees wat gaan spreek met. We bid dat U ons sal toeval, Here, want U heilige en kostbaar doen, dat U sal spreek het woord van die woord. We kan bid, Here, dat wanneer U met ons praat, dat U ons sal kom ontmoet, dat U bid vir ons moet bid. Here, ons het U nodig en ons wil graag nodig, wat U vir ons sê. As ons het in Jesus. Ons sê baie dankie aan Ouder Hendriks. Liewe broers en susters, ek wil dan elkeen vanaand hartlik welkom heet hier by ons hemelvaart diens. Ons wil vanaand glo dat wanneer ons met mekaar hier saam is, ons ook God se teenwoordigheid mag ervaar en beleef. Ons diens vanaand is iets wat van amper so ontstaan in die deur van twee vertrekke. Aan die een kant is ons besig met hemelvaart, maar dan is ons ook so besig om die deur oop te maak om dan te begin met Pinkster. En ons wil vanaand glo terwyl ons dan vanaf die een realiteit na die ander een inbeweeg, dan die Here op 'n besondere wyse ook vir ons sal onderneem vanaand, maar ook vir die volgende paar maande wanneer ons met mekaar hier by die kerk sal saam vergader. Geliefde broers en susters, ek wil ons dan vanaand groet met die woorde van Jesus self wat spreek in Johannes hoofstuk 14 en verse 27 wat sê: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontstel wees nie en julle moet ook nie bang wees nie. Liewe gemeente, ons wat dan gekoos word deur God se alomteenswoordige vrede, ervaar dan ook vanaand, broers en susters, sy barmhartigheid, sy vrede en ook vanaand sy genade. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here en ons sing dan met mekaar saam, Gesang 133, Gesang 133. Kyk, hy kom weer op die wolke, hy het die lam vir ons geslag. Duisende uit alle volke bly die Here se koms verwag. Hy is die Alfa en Omega. Kyk, hy kom bekleed met mag. Kom ons staan saam, geliefdes, en ons sing dan al 4 verse tot eer van Julle sê kom ons as ek jullie sê. Kom ons kan nie sê, dankie.
Jesus Christus, ons as kerk het dan ook broers en susters goed gedink om dan ook vanaand by die erediens, maar ook dan vir die verloop van ons Pinkster bidure, dan ook die ruimte binne in ons bidure en ons erediens te skep, geliefdes, waar ons offerhande op gaan neem vanaand, maar ook van môre aand af wil ons baie graag dat ook hierdie spasie bereik as 'n spesiale geleentheid om ook barmhartigheid te toon. Geliefdes, ek dink soos ons almal weet, het die vloed hier in ons dorp vreeslike skade aangerig en ons weet dat daar baie mense huisloos gelaat is vanweë die water. Hier in ons dorp bestaan daar 'n groot nood vir mense, vir klere, vir mense, broers en susters, vir warm komberse en dan ook natuurlik vir iets om te eet. En ons wil baie graag as 'n gemeente dan ook iets wat van 'n verligting probeer bring in die omstandighede van mense. So die kollektes wat ons hierdie week dan gaan opneem, sal dan in bate gaan om mense wat in doodverkeer hier in ons dorp te help. Maar ook soos ons noem, broers en susters, van môre aand af, gaan ons dan ook weer bokse hiervoor in die kerkgebou hê, sodat wanneer ons hierdie geleentheid skep vir offerhandes of vir kollekte, dan kan u dan ook op dit beklede is, op dit pakkie nie bederfbare voedsel is, wat u het nie, dan kan u dan ook in hierdie bokse dan kom plaas van môre aand af, en ons sal dan aan die einde van ons Pinksterweek sal ons seker maak dat dit mense bereik wie dit meeste nodig het. Maar vanaand, broers en susters, gaan ons offer tot eer van die Here, ook ten doel om mense te help. Baie van u voel is omkant gegaan, maar ons dank die Here vir tegnologie. So as u nou 'n slim foon het en denk die app is op die foon, ons het die QR-code van die kerk en daarso wat u dan ook kan skandeer om dan ook so 'n bydrae te kan maak om ook dan verligting vir mense in te bring. Loop van aanbidding gaan vir ons lei in 'n paar koortjies, terwyl die diakens dan by ons kom om dan ook by ons hierdie spesiale kollekte op te neem. Ia
graag opnieuw, Heer Jezus, wat U het verloren in die storm, Heer Jezus. Heer Jezus, ik bid U graag dat U sal zien, Heer Jezus, dat het zal voorzien in die mensen woord, soos wat in die woord is vanavond, Heer Jezus. Ik bid U graag dat U voor ons woord, Heer Jezus, en die komst in die tijd zal zichtbaar worden, dat U met alles zal wees, en ons zal wees in Jezus' naam. Amen. Amen. Kom ons, broers en susters, staan daar die skooltjie met mekaar saam. Lees en weet, ek is die Heer, terwyl ons dan ook ons harte gereed maak vir die woord van die Heer. Onveranderlike God en Hemelse Vader, baie dankie vanaand dat ons, Here, die voorreg het om rondom die woord van die Here te kan vergader. Dankie, Here, dat U vanaand toelaat dat ons op so 'n wyse as 'n geloofsgemeenskap mekaar, Here, te kan kom. Die gebed van ons hart en die aanbidding is dat U op 'n besondere wyse saam met ons vanaand hierdie woord sal kommunikeer. Bid Hemelse God en Vader dat die woorde, Here, van U woord vanaand lewendig in elkeen van ons harte vanaand, Here, ook sal kom word. Dat ons lewens, Hemelse God en Vader, daardeur georiënteerd mag wees. Dat alles wat ons doen, alles wat ons nastreef in die wêreld, dat dit gebou mag word, Here, op die beginsels en bepalinge van U onfeilbare woord. Dank, Here, vir ons om mense, Here, te wees wie soos die wyse man sy huis en sy lewe bou op die rots Jesus Christus wat ewig staan. Dankie ons God en Vader dat ons ook die troos het om te weet dat die woord geskik is om te spreek op enige situasie wat ons onsself in bevind. Wil die Hemelse God en Vader vanaand duidelik tot ons, Here, spreek. Maar wil die Hemelse God en Vader U ons gees vanaand ontvanklik maak vir dit wat U vanaand, Here, tot ons wil spreek. Bid vanaand, Here Jesus Christus, dat U, Here, saam met elkeen van ons mag wees. Dat U van sy plek tot sy plek, Here, ook mag gaan in hierdie moment, in Jesus naam. Amen. En amen. Geliefdes, ons lees graag met mekaar Handelinge, hoofstuk 1, vanaf verse 8 tot en met verse 11. Handelinge, hoofstuk 1, vanaf vers 8 tot en met vers 11. Nou vir u nog nie vanoggend in die diens was nie, ons het vanoggend ook die boodskap gehad
En ek sien hier is nog mense wat vanoggend in die diens was en weer vanaand in die diens was. Die Here dan op besonder afspraak saam met hulle. Om 2 keer dieselfde boodskap op hier te praat. Uiteindelik hoofstuk 1 vanaf vers 8 tot en met vers 11. Geliefdes, en ek lees graag in die 1983 vertaling van die teks. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, tot aan die einde van die wêreld. Nadat ek dit gesê het, as hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stil na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Tot sover die woord van die Here. Geliefdes, ek wil dan nou vanaand aan die hand van ons voorgelese teks ons hierdie vraag vra: waarom staan julle na die hemel en kyk? Waarom staan julle na die hemel en kyk? Geliefdes, ek is seker dat daar in meeste van ons lewe gebeurtenisse plaasgevind het of oomblikke in ons lewe gekom het waar ons soms in verwondering vasgevang word met dit wat rondom ons gebeur. Ons voel telkens asof ons in 'n droom is wanneer ons hierdie belewenis ervaar en beleef. Dit is basies soos iemand wat amper by 'n treinstasie sit en hom as te ware verwonder aan die treine wat by hom gaan en in soveel verwondering gaan dat hy amper as te ware vergeet om op sy eie trein te kom. Of ons wat nou baie lief is vir rugby en veral vir Robinson Town, dis nou amper om soos verliefde Davids te sien. Dis net dat hy man hardloop daar vanaf sy eie gebied tot die agterpaal van die ander man en dan wonder jy hoe dit kan gebeur. Dis iets wat 'n mens tot totale verwondering bring. Die disippels, broers en susters, vind hulle self hier in Handelinge hoofstuk 1 in 'n soortgelyke posisie daar by die voet van die Olyfberg met die opvaart van Jesus na die hemel. Die disippels, broers en susters, is in die eerste plek in diepe verwondering met dit wat nou hier gebeur. Dit is as te ware asof hulle nog nooit in hulle lewe so iets sien gebeur het nie. Onthou, die disippels, broers en susters, het saam met Jesus Christus hier op aarde gewandel. So wondertekens was nie vir hulle iets wat vreemd was nie. Hulle het gesien hoe Jesus mense uit die dood opwek. Hulle het gesien hoe Jesus mense genees, hoe dat Jesus mense se lewens verander. Inteendeel, hulle was teenswoordig gewees daar by die vermeerdering van brood en visse. So hulle het al wondertekens gesien. Maar nooit in hulle ganse bestaan het hulle ooit te maak gekom dat iemand in die hemel weggevoer word en dit op wolke nie. Ek kan myself nou maar net indink, die broers en susters, die groot verbasing waarin hierdie disippels gestaan het. Ek kan myself maar net indink watter wonderlike geestelike ervaring oor hierdie disippels moes wees vir hulle broers en susters. Was dit 'n oomblik waar hulle die grootheid van God met hulle nake oë kon sien, want hulle aanskou die hemel oopmaak en hierdie seun van God saam met sy Vader weer verenig. Dink jouself dan maar die klein broers en susters, as u daar moet staan, hoeveel verwondering in u sou moet wees. Baie van ons kennis sou seker op die grond geval het. Spit maar nie, daar was die vleer rondom gewees nie. Maar in die tweede plek, broers en susters, is die disippels ook in 'n moment van onsekerheid en vrees. Want Jesus Christus, broers en susters, wie hulle leermeester is, die een aan wie hulle lewe toegewy
weet nie hoe die toekoms vir hulle gaan lyk nie. Daarom sê die teks vir ons hier in Handelinge, hoofstuk 11, as Handelinge hoofstuk 1 en vers 11, staan die disippels dan en hulle kyk na die hemel. Sommige van hulle is verwonderd oor dit wat gebeur. Ander kyk met verlange dat Jesus Christus terug moet kom, sodat hierdie vrees van hulle af weg kon geneem word. Soos te ware, asof hulle nie hulle oë van die hemel af wou haal nie. En dan kom broers en susters in die teks, 2 wit manne langs hulle staan. En vra dan vir die disippels, broers en susters, waarom staan julle so na die hemel staan en kyk? Waarom is julle so verwonderd oor dit wat hier nou met julle gebeur, so asof julle nie alreeds daarvan te hore gekom het nie? Waarom staan julle met vrees na die hemel staan en kyk met soveel onsekerheid oor hoe die toekoms vir julle gaan uitspeel? Weet julle dan nie dat God die toekoms in sy hande het nie? Die 2 engele broers en susters kom nie by die disippels aan om vir hulle te bestraf, hulle te vermaan oor hierdie stip aan kyk na die hemel nie. Nee, inteendeel, die vraag wat die 2 engele vir die disippels vra, maar ook vanaand vir ek en u broers en susters, hoekom staan ons na die hemel kyk en nie onsself besig hou met die werk van ons Vader nie? Want dis eintlik waaroor hemelvaart gaan. Dis eintlik wat Pinkster vir ons binne in die kerk van Christus beteken. Hemelvaart en Pinkster, broers en susters, is as te ware die wegspringblok vir ek en u om deel hemels te kom word van God se koninkryk hier op aarde. Dis gaan ons nie net staan soos die disippels en na die hemel staan en kyk terwyl daar soveel werk hier op aarde is wat nog gedoen moet word nie. So die disippels, broers en susters, word egter gevra om hulle oë af te hang van die hemel en te kyk na hulle konteks, hulle omstandighede en hulle self te aktiveer tot diens. Want Jesus self, broers en susters, het vir hulle beloof dat hulle, broers en susters, wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, wanneer broers en susters in plaasvervanger vir hulle gestuur word, dat hulle, broers en susters, tot aktivering gebring sal word om te doen wat Jesus hier begin het. En dis bly die engele is as te ware asof God self hierdie 2 hemelwesens na die disippels toe gestuur het, maar ook na ons as kerk vanaand om te sê, julle kan nie net na die hemel staan en kyk terwyl daar soveel werk rondom julle is om gedoen te word nie. Ons vandag, broers en susters, staan moontlik nie en kyk na die hemel fisies vir Jesus wat opgegaan het nie. Maar ons, net soos die disippels, staan ook vandag stil by ons geestelike ervarings, want dit is wonderlike gevoelens, dit skep binne in ons die warme emosies en dit laat 'n gril deur ons lewens gaan en dis wil ons nie daarvan wegbeweeg nie. Ons word in verwondering gevat met ons aanbidding op Sondagmôre dat ons nie daarvan wegbeweeg nie en ons kyk hoe soos kommentare oor die ervaring dat dit goed was om in die huis van die Here te wees. Dit was 'n goeie boodskap wat op ons gepreek was. O, die Here het met ons duidelik gespreek en ons reflekteer as kommentators oor hierdie ervarings wat ons beleef. En ons stil staan, net soos die disippels, staan ons daarby stil. Ons staan stil, want dit is 'n lekker gevoel wat dit vir ons gee. Ons staan stil, want dit is graag wat ons wil hoor en dit skep binne in ons warme emosies. Ons staan stil, want dit skep binne in ons 'n veilige en 'n gemakte sone waar ons kan ontspan. En dan vra die hemelwesens, nie net vir die disippels nie, dit vra ook vanaand vir ek en u, broers en susters, waarom staan ons stil by ons geestelike ervarings? Waarom staan ons stil by hierdie heilige ontmoetings wat ons met God het en met God op aarde ervaar? Nee, ons word egter geroep om daarvan weg te beweeg, daarvan te kyk en binne in ons eie omstandighede te kyk. Want, sê Handelinge 1 en vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en tweedens, en julle sal my getuienisse wees
die Here. So ons kan nie na die hemel staan en kyk nie. Ons kan nie net by ons geestelike ervarings Sondag na Sondag, week na week reflekteer soos kommentators oor watter emosies dat in ons geskep het nie. Nee, God verwag van ons meer. God wag dat ons aktief betrokke moet wees in dit wat ons hier op aarde vir hom doen. Ons kan nie net stil staan by ons geestelike ervarings en daarna kyk nie. Nee, ons word geroep om te gaan getuig. Te gaan getuig tot aan die eindelike van die wêreld. Met ander woorde, dat elke ruimte wat daar op die ganse aarde vir ek en u tot beskikking is, God stuur vir ek en u daarheen om te gaan getuig. Vraag is moontlik, Dominee, hoe gaan ons om te gaan getuig? Gaan ons uit om broers en susters getuienisdraers te wees? 3 gedagtes van ons teks. Maar in die eerste plek, broers en susters, roep God vir ons om nie net stil te staan by ons geestelike ervarings nie, maar ook om te gaan bely dit wat ons ervaar. Dat dit wat ons met Jesus Christus ontmoet, dit wat ons van hom of ontvang, dit wat ons vanaf hom beleef, word wat ons verwag om aan ander mense oor te gaan dra. Johannes hoofstuk 14 leef vir ons daarin, wanneer Jesus sê, en ek sal die Vader vra om vir julle 'n ander voorspraak te stuur. Ek sal vra dat hy vir julle 'n ondersteuning genaamd die Parakletos, die Heilige Gees sal stuur, en hy sal vir julle kom lei aan alle waarheid. Dit is hy wat vir julle sal leer wat julle moet verder doen. Met ander woorde, broers en susters, Jesus Christus verwag van ek en u om uit te gaan en getuienisse te gaan lewer deur dit wat ons bely in Jesus Christus. Sondag na Sondag doen ons geloofbelydenis binne die konteks van die kerk en hierdie gebou. Die vraag is, doen ons hierdie selfde belydenis daar buite waar God vir ek en u geplaas het? Want die verwagting van God is dat ons juis na die uithoeke van die wêreld moet gaan om daar te bely dit wat ons van God glo, dat hy die skepper van die hemel en die aarde is, alles hier op aarde onder hom onderworpe is, dat Jesus Christus gesterwe het om saam met ons sondes af te reken en ons met God te kom versoen, maar dat hy ook opgestaan het op die 3de dag om ons saam met Christus, saam met hom op te neem in die hemel. En broers en susters, dat hy sit aan die regterhand van die Vader, nie vir sy eie gemak nie omdat hy die wêreld wil ontsnap nie omdat hy bang was vir die vyand en al die aanslag wat hy tot hom gegee het nie omdat hy weggehaal vir die Fariseërs, die Sadduseërs of enige van die skrifgeleerdes nie. Romeine 8 sê, hy sit aan die regterhand van die Vader en hy tree vir ek en u, tree hy aan nie. Hy bly vir ons genade by die Vader. En dis wat ons vir die wêreld moet gaan bely. Dit is wat ons mense moet gaan vertel. Dis wat ons aan die ganse wêreld moet gaan verkondig. Wat ons van kindsbeen af glo en bely met ons hart en met ons siel. Dat Jesus leef om mense se lewens te transformeer. Dat God die Vader en skepper van hemel en aarde is en dat alles op die aarde aan hom onderwerpe is. Dit is wat God van ons vra om te gaan getuig. Nie te gaan vertel hoe lang om die huis se preek was nie. Nie om te gaan sê hoe broer Andre gesing het of hoeveel kerkrade hulle in die konteks van die kerk op 'n spesifieke Sondag was nie. Nee, ons getuienis daar buitekant gaan oor die aardse dinge wat ons hier binne die konteks van die kerk ervaar en beleef nie. Ons getuienis is die belydenis wat ons het op grond van die woord van God wat mense se lewens radikaal verander. En dit is wat ons in die wêreld moet gaan bely. Ons bely dat hy opgestaande Christus is. Ons bely dat hy opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God om voorspraak vir ek en u te gaan doen. Want Johannes hoofstuk 14 en vers 2 sê vir ons,
ek gaan om vir julle 'n plek gereed te maak, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dis wat ons aan die wêreld moet gaan bely. Nie kinderstories oor ander mense nie. Nie die talk of the town oor wat gebeur tans in Robertson nie. Nee, nie oor wie nou wat in die lewe oorgekom het of gebeur het nie. Ons getuig dit wat die woord van God van ons verlang. Ons kan nie stil staan en by die hemel kyk nie. Ons kan nie stil staan by ons geestelike ervarings nie, want ons het belydenisse om te gaan lewe in die wêreld. Die tweedens, broers en susters, ons kan nie stil staan en na die hemel kyk nie, want ons het goeie werke om te gaan beliggaam. Handelinge 1 en vers 8, die eerste gedeelte sê, en julle sal krag ontvang. Hierdie krag, broers en susters, veronderstel dat God vir ek en u toerus om prakties iets uit te gaan leef in die wêreld daar buitekant. Ons as gelowiges wat die ondervinding saam met God het, ons wat glo in Jesus Christus, word gevra om ons geloof nie te gaan bely nie, maar om dit ook prakties by die wêreld te gaan beliggaam. Wat van ons vra, broers en susters, is dat ons die hande en die voete van Jesus in ons tydperk hier op aarde moet wees. Ek het vanoggend in die preek gesê, toe Jesus hier op aarde was Jesus se werk altyd beperk tot daardie een spesifieke omgewing waar hy was. So as hy vandag in Galilea was, kon hy net in Galilea wonders doen. As Jesus môre of by Samaria was, as hy die ander week by Jerusalem was, kon hy net daar 'n spesifieke taak gaan verrig het. Maar hier by Hemelvaart, wanneer hy opvaar na die hemel toe, vermenigvuldig Jesus Christus eintlik deurdat elkeen van ons 'n gestalte van God ontvang om te beliggaam oral daar waar God vir ek en u geplaas het. So ons moet getuig soos Paulus, ons lewe nie meer nie, maar omdat ons Christus ontmoet het, omdat ons rekenskap met God gemaak het en omdat ons gevul is met sy Heilige Gees, lewe hy binne in ons sodat ons hom kan beliggaam oral daar waar God vir ek en u ook plaas. Die realiteit vandag is dat baie van ons as Christen en gelowiges net so die disippels na die hemel staan en kyk, sodat ons die mense se omstandighede hoef raak te sien. Ons staan na die hemel staan en kyk, sodat ons nie onreg aan ons omstandighede en ons omgewings hoef te sien nie. Ons staan na die hemel staan en kyk, sodat ons nie kan gekonfronteer word met ander mense se behoeftes en probleme nie. Teks roep ons vandaag, broers en susters, om vir 'n oomblik van ons aanbidding af weg te kom, uit te kom en om prakties ons geloof uit te leef daar waar God vir ons plaas. Ons het nie meer nodig, broers en susters, om met wensdenke na die hemel te staan en kyk en bid dat God op 'n manier 'n verandering in die wêreld hoef te bring nie. Nee, ons moet antwoord deur te sê, Here, hier is ek is bekroon met die Heilige Gees. Gebruik my om 'n verandering in mense se lewens te maak. Gebruik my om verligting in omstandighede te bring. Gebruik my om mense se lewens radikaal te transformeer. Maar Jesus self het op 'n keer gesê, julle sal nog groter dinge doen as wat ek gedoen het. Want julle sal krag ontvang deur die Gees om te gaan beliggaam dit wat ek hier op aarde begin het. En soos ek terecht genoem het, sommige van ons ontsnap daardie verantwoordelikheid deurdat ons supergeestelik hou en net na die hemel kyk. Ons wil net lofliedere van aanbidding sing en in geesvervoering weggaan saam met God gevoer word, sodat ons nie te sien wat die omstandighede van mense is nie. God roep ons binne die gemeenskappe waar ons bly. God plaas ons binne spesifieke kontekste, juis omdat hy ons daar wil gebruik om sy werk te kan beliggaam. Ons kan nie net na die hemel staan en kyk nie. Ons het 'n belydenis om te gaan lewe. Ons kan nie net na die hemel staan en kyk nie, want ons het goeie werke om te beliggaam.
En laastens, broers en susters, ons kan nie net na die hemel staan en kyk nie, want ons het 'n koninkryk hier op aarde om te bou. En die koninkryk wat ons bou, broers en susters, is nie net u se gemaktroontjies waar ons, broers en susters, kan sit en mense ons verheerlik nie. Die koninkryke wat ons bou, broers en susters, is nie gereserveer vir ek en u, sodat ons daarin eer kan ontvang nie. Nee, die koninkryk wat ons bou, is juis die bruid van Christus hier op aarde, wat die terug gaan kom, om te kom haal. So paar weke in ons erediens het ons gehoor in Efesiërs hoofstuk 4, dat God spesifieke gawes aan die kerk gee, met hierdie spesifieke doel, om die liggaam van God op te bou. Jesus, broers en susters, vaar met hemelvaart op, sodat ek en u as gelowige geaktiveer kan word, om deelnemers te kan wees in die bou van sy koninkryk hier op aarde. Vraag wat ons met onsself in hand moet voorstel is ons ook so die disippels besig om na die hemel te staan en te kyk? Of is ons aktief besig in die koninkryk van God hier op aarde, om belydenisse van sy woord aan mense te verkondig, om die goeie werke wat Christus te begin het aan ander te beliggaam? Is ons besig om die koninkryk van God te bou, sodat hy daardeur verheerlik word? Of staan ons ook maar net stil, net stip na die hemel kyk? Staan ons ook maar stil, soos kommentators, in verwondering oor die geestelike ervarings wat ons met God het? Alhoewel, broers en susters, ons geloof reis met God privaat is, want soos ons moet sê, dis 'n persoonlike saak met God. Dit is tog 'n openbare weerspieëling. Maar wat ons privaat glo, stel ons openbaar tot mense in aksies bekend. Hierdoor sal mense sien dat julle aan my behoort, deur die vrugte wat julle in die wêreld dra. Vraag ons, broers en susters, bely ons die waarhede van God se woord? Beliggaam ons die goeie werk wat hy in ons begin het, en bou ons aktief aan die koninkryk van God hier op aarde? Of is ons ook maar net passief besig om te staan na die opgevaarde tot wanneer hy weer kom? God roep ons tot aktiewe belydenis. God roep ons tot aktiewe beliggaaming, en God roep ons om aktief aan die koninkryk van God hier op aarde te bou. Amen. Here, ons dankie vir die besonderse wyse waarin u vanaand ook uit die woord tot ons kommunikeer het. Gebed, Here, van ons hart is dat u naprediker van u eie onvindbare woord mag wees. Dat, Here, wanneer ons vanaand hier wegstaan, die Heilige Gees in ons mag omwerk, ons onrustig kom maak, Here, waar ons by plekke rustig kom word nie. Mag die Heilige Gees, Here, 'n diep ongemak in ons kom plaas, waar ons telkens gemaklik in die wêreld kom word het. Kom, Gees van God, doen dan ook die werk in elkeen van ons lewens. In Jesus' naam. Amen. Kom ons, broers en susters, terwyl ons in aanbidding is, sing jy daardie aanbiddingskoortjie. Wie sal ek stuur en wie sal gaan? En geliefdes, as dit die opregte antwoord is, antwoord dan saam, hier is ek, stuur my. Kom ons sing dit twee keer weer op aanbidding, en dan word ons tot die aangesig van die Here vir 'n paar oomblikke stil en gebed. Amen.
Dus as jy dan ook die oorlog van toewyding geneem het, wil ek graag toewy, om dan vanaand saam met ons te staan, en dan ook as 'n kollektiewe gemeenskap vanaand, hierdie letaniese gebed te bid, wat op die skerm sal verskyn. Ek sal die gedeelte bid, waar die voorganger is, en die reageer in die gedeelte van die as gemeente. Kom ons staan voor die aangesig. Here, as leidende lidmaat van die Eeuwe Kerk, die glo dat U in staat is om alle omstandighede in die wêreld te verander. En U, Here, vermooi het om die koninkryk in plekke te laat kom, waar ons telkens, Here, dink dit onmoontlik is om te bereik. Ons wil nou, Here, voor U aangesig kom, en bid dat die koninkryk in hierdie plekke veral sal kom. Here, ons bid veral in plekke waar daar konflik is. Laat die koninkryk kom. In die hart van elke gewelddadiger. Laat die koninkryk kom. In die hart van elke soldaat. Laat die koninkryk kom. Here, in die harte van elke politikus. Laat die koninkryk kom. In die hart van elke slagoffer wat oorlog ervaar en beleef. Laat die koninkryk kom. In die hart van elkeen wat honger ly weens 'n gebrek. Laat die koninkryk kom. Here, ons bid dat U sal kom in die hart van elke mens wat dakloos gelaat is. Laat die koninkryk kom. In die harte van elkeen wat wanhoop ervaar. Laat die koninkryk kom. Ons bid, grote God en Vader, dat U sal kom in die hart van elkeen wat siek is. Laat die koninkryk kom. In die hart van elke mens wat gemolesteerd word. Laat die koninkryk kom. In die hart van elkeen wat verslaafheid ervaar. Laat die koninkryk kom. In die hart van elkeen met skuld wat nie betaal kan word nie. Laat die koninkryk In die hart van elkeen wat eensaamheid ervaar. Laat die koninkryk kom. Kom spesiaal, Here, in die hart van elkeen wat vreesagtig in hierdie wêreld is. Laat die koninkryk kom. Here, kom onderneem in die hart van elkeen wat in hier gedruk is. Laat die koninkryk kom. En Here, kom veral in die hart van hierdie sondige wêreld. Laat die koninkryk kom. Amen. Geliefdes, kom ons sluit dan ook vanaand ons diens af deur met mekaar saam te sing Gesang 281, Gesang 284. Staan op vir Jesus, beleiers van die kruis. Hou hoog die Christus vaandel deur al die stryd getuis. Das jubel van oorwinning, das galme van geneig, een vyand na die ander moet voor die Here buig. Kom ons sing al die verse tot eer van die Here, en dan gaan ons vir Rodius vra om na vore te kom om ons erediens af te sluit met woord van gebed. Laat
Julius gaan vir ons afsluit met 'n woord van gebed. Net na afloop van die diens geliefdes, wil ons tog eers moet nou nie hastig huis toe is nie. Ons het nou juist die bediere gemaak, sodat ons nog so 'n bietjie met mekaar kan kuier. In die saal is 'n warme koppie sop met tuisgebakte vetkoeke. Ek gaan nie sê wie dit gebak nie, maar dit is baie lekker. En ons nooi u graag dus om van die wyle saam met ons in die saal te kuier, terwyl ons dan 'n glasie sop geniet en warme vetkoekie met mekaar kan eet. Van môre aand af gaan die verenigings begin deelneem aan die bediere deur middel van sang. En môre aand is die nog 'n aanbidding wat ons dan gaan sing, sodat hulle ook die kennis voortbring. Geliefdes, kom ons sluit dan die aand af, maar kom ons kom ook nie verwagte dan ook weer môre aand om 6:00. Kom ons bid saam. Kom ons lê die oop. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom vir U hierdie aand hier baie dankie sê. Vader, vir die voorreg wat U hand ontvang het. Dankie Here, U ons vanoggend kom opwek, my Vader, om 'n nuwe en 'n onbekende dag te kon ingaan. Here, laat deur hierdie dag het U ons gehou in die hande van U hand. Vader, U kom tot die lof, die eer en die aanbidding. Here, as U ons nie gehou het in die hande van U hand, Here, wat sou van ons geword het? Here, bid dit moet vra, Here, waar sal ek gaan as ek omdraai? Want by U weet ek, my Vader, as U my beskerming. Here, ek besef in die aand hier, my God, dat U genade teenoor ons was. U het ons as die kinders koslik in die oë gevind, daarom het U ons behoed, bewaar en beskerm. U het ons gehou in die hande van U hand, my Vader. Here, voel dit gekom, Here, ons ken die omstandighede, Here, ons sien dit daagliks, my Vader, maar U was nogtans vir ons genadig. Here, kom vra in die naam van Jesus Christus dat U na elke persoon sal gaan, Here, instansie of persoon en persoonlikheid, Here, wat getrek was deur die vloede, my Vader, dat U vir 'n God van baie naby sal wees. Here, maar ek besef in hierdie aand, my God, dat U met ons praat, dat U met die volk praat, met die wêreld praat, Here, dat ons niks kan doen sonder U nie. En in die naam van Jesus Christus, my Vader, kom ek vir U vra, my God, dat U nogtans vir ons 'n God van baie naby sal wees. Dat ons uitgaan, my Vader, en sê die Here van die leesdae het gespreek en ons moet antwoord. Here, sonder U is alles te vergeefs, my Vader. Here, as U die stad nie bewaak nie, my God, te vergeefs sal die wag te waak. Here, as U die stad nie, die huis nie bou nie, my God, te vergeefs sal die bouers bou. Here, ons is afhanklik van U, my Vader, en ek besef in hierdie aand, my Vader, dat U vir ons wys, Here, U is magtiger, my God. Here, U die aarde geformeer, U die aarde geskaap, Here. Here, in 6 dae U die aarde geskaap, my God. En ek besef dat U gesê het dat ons moet rus. Here, U het ons iets toe vertrou, Here, dat U ons nie moet loof, dat U moet kom, dat U toe moet kom die lof, die eer en die aanbidding. Laat U wil geskied. Here, maak ons oop, my God, dat U net sal staar uit die hemelryk nie, maar dat ons ware getuienis sal wees van U, my Vader. Dat ons op die voete van U van onsself sal staan en sê, die Here van die leeskare is in hierdie plek. Die Here van die leeskare moet oorneem in my lewe, my God, dat ek kan sê, dit is waarlik, om te kan sê, die Here is op werklik. Here, maak ons eie lewe gebruik as getuienis vir die wêreld daar buite, en kan sê, Here, sonder U is alles te vergeefs. My God, ons gaan vanaand na verskillende wonings. Here, te voertuig as ook te voet, my God. Behoed, bewaar en beskerm U kinders. Here, neem elk van ons en omgord het met die bloed van U, my Vader. Bewaar en beskerm ons in die nagtelike ure, my God. As ons soek en al sal ingaan, Here, en sal slaap, my Vader. Bewaar en beskerm ons wonings, as ook ons besittings, my God. Oortrek ons in het uit met die bloed van U, my Vader. En as ons mekaar wees sal sien, dat kan sê, die Here van die leeskare het ons deurgedra. Hy het ons gehou in die hande van die hand. Hy het ons bewaar en beskerm. Hy het aan ons bewys, my God, dat ons koslik in die oog gevind is. Skenk ons elkeen U genade. Here, gaan met ons in hierdie tydperk, Here, dat ons U moet aanroep, my God. Dat ons vir U sal sê, Here, neem my swakheid in die sterkheid. Here, neem my naaktheid, Here, want ek is naak vir U, ek is maar net 'n mens. Here, wat U my geken het voordat my moeder geskoot was.
Here, het my geheilig, het my geseën. Maar mag ons as die kinders uitgaan, my Vader, mag ons vir onsself sê, Here, ek skaam my nie vir die naam en die saak van U nie. Here, ek skaam my nie om U te verkondig, my God, want U kom doen die lof, die eer en die aanbidding. Want ek weet, my God, my lewe, Here, seën ons en salf ons, en laat U wil geskied, in die naam van Jesus Christus, en met baie danksegging. Amen. Geliefdes, kom ons ontvang dan die seën van die Here ook met hierdie versekering. Liewe gemeente, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal God se getuienisse wees deur die waarhede van sy woord te bely, die goeie werke van Christus te begaan en sy koninkryk, sy bereik hier op aarde uit te bou. Nie net hierdie, maar ook tot die uitdrukking van hierdie wêreld tot wanneer Christus ons weer sal kom haal. Amen. Amen. Geliefdes, ons sien mekaar dan in die saal. Ons is gesellig.